And welcome. Thank you for joining me in episode number 220 as we are reading the Afrikaans translation of the Quran, and we are busy with the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Episode 220, hoofstuk number 12, Yusuf, Surah 12, Surah Yusuf, Prophet Yusuf alayhi salam. Afdeling 11, Israël gaan na Egypte. Excuse me, astaghfirullah. En toe die karavaan uit Egypte vertrek het hul vader gesê, ek voel die mag van Josef aan. Selfs al sal julle my hieroor as 'n swaksinnige beskou. Hulle het geantwoord, by Allah, u dwaal weer soos van ouds. En toe 'n bode met die blye tyding gekom het hy die hemp voor Jakob neergelê, sodat hy versekering kon hê. Hy het gesê, het ek julle nie gesê, dat ek deur die genade van Allah weet, wat julle nie weet nie. Hulle het geantwoord, o ons Vader, vra vir ons tog vergifnis vir ons sondes. Ons was voorwaar sondaars. So now all of a sudden they're respecting their father because their father was vindicated. The father was shown to be proved true, right? Previously they used to call him an old man, as a crazy man, ignore him and so on, right? Hy het gesê, ek sal by my Heer om vergifnis vir julle vra. Waarlik, hy is die vergewensgesinde, die genadevolle. En toe hulle by Josef aangekom het hy sy ouers by homself gehuisves en gesê, kom Egypte in veiligheid binne soos dit Allah behaag. So he housed his parents in the royal palace, right? He gave them a magnificent palace and he gave them the high status, right? En hy het sy ouers op sy troon laat sit en hulle het voor hom neergewerp. En hy het gesê, o my father, right? So all the 11 brothers and the father and the mother. So these are the 11 stars, the sun and the moon as per his dream so many years ago, right? En hy het sy ouers op sy troon laat sit. En hulle het hul voor hom neergewerp. En hy het gesê, o my vader, dit is die vervulling van my vroeër droom. My Heer het dit verwesenlik. En hy was baie goed vir my. Look, he was baie, so he doesn't complain about the time that he was thrown in the well, the betrayal, the time he spent in jail and so on. He say, Allah has been good to me, alhamdulillah, right? You focus on the good. En hy was baie goed vir my toe hy my uit die gevangenis verlos het en u almal uit die woestyn uitgelei het nadat die duiwel onmunt tussen my en my broers gesaai het. Waarlik, my Heer is goed vir wie hy wil. Waarlik, hy is die alleswetende, die allerwyse. My Heer, u het my 'n deel van die koninkryk geskenk en in die uitlig van drome onderrig. Skepper van die hemele en aarde, hy is my vriend in hierdie wêreld en in die hiernamaals. Laat my in onderdanigheid sterf en verenig my met die opregters. Beautiful dua, right? Dit is die tyding aangaande die onsigbare wat ons aan u openbaar. En u was nie by toe hulle oor hulle saak besluit en planne beraam het nie. En die meeste mense glo nie, ofskoon u dit ernstig verlang. En u vra hulle geen beloning daarvoor nie. Dit is slegs 'n vermanning vir die mensdom. That's episode number 221.
So join me in the next episode, Alhamdulillah. So this is the last section when we're coming to the end of Surah Yusuf, and then we'll start, inshallah, with hoofstuk number 13, right? So we're coming to the end of Surah Yusuf. Look after yourself. Alhamdulillah Rabbil Alameen.